Ons gesels weer lekker saam op Radio Fynbos, die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiburg en die tema vir die oomblik is offense, of soos die Afrikaner van ons sê, om aanstoot te neem. Dit is 'n tema wat ek elke dag, elkeen van ons raak. En maar voordat ons dit begin deurdraf, kom ons sluit die oor. Vader, so baie dankie dat ons na U toe kan kom in die naam van Jesus Christus. Dankie dat die woord die waarheid is. Dankie vir die Heilige Gees wat ons help, Here, om hierdie woord te verstaan. Dankie ook, Here, dat U met elkeen van ons se harte praat op hierdie oomblik. En Here, ek bid dat U Heilige Gees vir ons hierdie woord sal kom oopbreek en dat dit vir ons lewensveranderend sal wees. Dankie, Here, dat U woord gee ons altyd rigting of herinner ons in wat se rigting ons moet volg. En ons eer U vir die liefde en die genade wat die sekuriteit wat die woord vir ons bring. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, liewe luisteraars, hoe om aanstoot te erken, te hanteer en te oorkom, sodat ons as Christene in vryheid, in vrede en geestelike volwassenheid kan leef. Ek dink by jouself, as jy nou, ek dink elkeen van ons het al so 'n doringkie in ons sokkie gehad. Nou aanvanklik voel dit klein en partykeer wonder jy, is dit nou iets wat ek gevoel het, is iets wat krap? En dan begin jy te loop. Maar hoe verder jy gaan, hoe meer begin hierdie doringkie te skaaf of dieper te steek. Weet jy, verander tot partykeer in jou manier van loop, nog nie so dalk op die plek waar die doring is hard te trap nie, of jy begin te hinkepink, maar die doring wil net nie weggaan nie. En as jy die stop om dit uit te haal nie, kan dit selfs 'n infeksie veroorsaak. Nou so werk om aanstoot te neem of offense. En kan ek asseblief vir jou as luisteraar jou toestemming vra, kan ek die volgende dan voortaan as offense beskryf? Ek dink is 'n meer algemene naam. Nou, offense is nie altyd 'n groot gebeurtenis nie. Dit is soms 'n woord, of 'n kyk, of reguit verwerping, of 'n misverstand. Maar as ons dit nie aanspreek nie, begin dit ons geestelike groei te beïnvloed. Ons koninkryksdenke te beïnvloed. Ons loop nie meer vry nie. Ons dra dan die seer van offense. En as ek nie die seer hanteer nie, word dit later aan 'n wrok. En dit veroorsaak dan bitterheid. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie mooi. Wat is offense? Wat is dit om aanstoot te neem? Die Griekse woord skandalon beteken struikelblok of lokval. Offense is nie net 'n emosie nie, dit is 'n geestelike lokval, dit is 'n plan van die vyand. Dit is iets wat jou laat val, jou laat struikel, dit is iets wat jou hart verhard, wat jou verhouding met God en ander mense op die einde van die dag versuur. Jy weet ons daai koorsboom, ek weet nie of jy in die Laagveld al gesien het, die koorsboom, hy is amper so goudgeel, met 'n effense groen skynsel, en dat daai spesifieke boom, soos baie ander ook, kan nie naby 'n fondasie plant nie, want anderste kom hy wortel wat so ongesiens groei onder die grond, op pad na jou stewige fondasie toe. Kom hy en hy groei stil, en dit kan op 'n dag net iewes skielik kop uitsteek, dat die fondasie begin te kraak. En so werk dit dan ook met ons fondasie geestelik, waar dit ons dit uitmekaar uit kan begin skeer op die einde van die dag. Mag ons as Christene offense neem of aanstoot neem? Kyk, ons is mense, en ons voel, en ons word seer gemaak. Maar ons is ook wedergebore mense, nuwe skepings.
Ons is geroep om anderste te reageer. Dan het een ding, Jesus het baie aanstoot gegee aan baie, maar hy het nooit aanstoot geneem nie. Hy het nie toegelaat dat verwerping sy identiteit bepaal nie. Hy het vergewe, selfs aan die kruis. Hy het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, offense is dan ook soos 'n vuurhoutjie. Jy kan dit aansteek en die hele huis afbrand. Of jy kan dit neersit en kies om nie die vlam te voed nie. Spreuke 19 vers 11 sê, 'n mens se verstand maak hom stadig om kwaad te word. En dit is tot sy eer om oortreding te vergewe. Wat sê die woord van die Here oor offense? Die skrif waarsku ons teen offense op 2 maniere. Nommer 1 is moenie aanstoot gee nie. Romeine 14 vers 13. Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broeder kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. En dan moenie aanstoot neem nie. Lukas 17 vers 1. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mens laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. Efesiërs 4 vers 31 tot 32 gee vir ons 'n padkaart. Sê daar so, laat alle bitterheid, woede, toorn, geskree en lastering van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en barmhartig teenoor mekaar, en vergeef mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Paulus sê, ek sterf daagliks, in 1 Korintiërs 15 vers 21, ek sterf daagliks, so waar as wat julle my roem in Christus Jesus, ons Here. En hier verwys Paulus nie na fisiese dood nie, maar na 'n geestelike realiteit. Hy gee daagliks sy eie wil prys. Hy ly vir die evangelie en leef in oorgang aan Christus. Dit sluit aan by sy ander uitsprake, soos in Galasiërs 2 vers 20, hy sê, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En ook Jesus se woorde in Lukas 9 vers 23, as julle agter my wil aankom, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. En dit is dan ook vir ons 'n kragtige herinnering dat ware geestelike groei en om Christus te volg 'n daaglikse proses is van sterf van onsself. Wat is dan die gevolge as ons dan 'n offense toelaat, dat dit later 'n wond raak, dat dit later 'n bitterheid raak, 'n vesting raak? Nou wanneer ons offense koester, gebeur die volgende. Ons verloor ons vrede. Ons bou mure in verhoudings. Ons hoor nie meer God se stem duidelik nie. Ons bediening raak besmet met bitterheid. Nou offense is soos 'n gif wat jy drink in die hoop dat die ander persoon sal seer kry, maar dit vergiftig jou siel. Hoe hanteer ons offense? Gaan sit stil, in jou binnekamer, jy begin te herken, sê Here, ek herken,
Ek het seer gekry hier. Ek herken, Here, ek het offense in my lewe toegelaat. Bring al daai na die Here toe. Want hy is ook die geneeser wat jou hart sal genees. En dan, aktiewe vergifnis. Vergifnis is nie wat ek voel nie. Of vergifnis is nie 'n groen lig om vir die ander persoon te sê, dit wat jy gedoen het is reg nie. Dis 'n keuse wat ons maak. Here, ek kom my eie wil onder u wil sit en ek vergewe daai persoon, ek spreek hulle vry en ek seën hulle. En dan herstel waar moontlik. Soek versoening. Maar respekteer grense. En dan bou 'n kultuur van genade in jou huis, of jou gemeente, of jou werksplek. En baie keer as mense goed sê wat ons seer maak, weet ons nie altyd wat is eintlik daar agter nie. Wat het die afgelope, sê maar uur, 3 weke, 10 weke in daai persoon se lewe gebeur? Sê ek dis reg? Nee. Maar daar is vir jou genesing. En die genesing begin wanneer jy kies om nie die doringkie te ignoreer nie, maar dit uit te haal, sodat jy kan herstel. Die Heilige Gees toe te laat, dat hy sy salf binne in daai plek sit. So ter afsluiting, ek sê daar is 'n pad van vryheid. Liewe luisteraar, onthou, offense is 'n lokvel, en ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte van die duisternis. So offense is 'n lokvel, maar genade is die sleutel. Jy hoef nie vasgevang te bly nie. Jy kan kies om vry te wees. Jy kan kies om te vergewe. Jy kan kies om daai doringkie uit te haal en die tuin skoon te maak en weer vry te loop. Kom ons sluit die oë. Here, wys my waar offense wortel geskiet het in my hart. Here, help my om dit te erken en dan te vergewe, sodat ek kan vry wees, sodat daar niks tussen my nie staan nie. En Here, ek kies op hierdie oomblik om nie aanstoot te neem nie, maar om u genade te ontvang, maar ook om genade te gee. Here, maak my hart sag, maak my woorde rein, maak my lewe 'n getuienis van u liefde. Sodat u die eer kan kry. En dankie Here, dat u ons helper is. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraar, as jy wil kontak maak met Trinity True Foundation, is jy welkom om vir ons 'n WhatsApp te stuur by 0633 784543. Ek gaan dit weer herhaal, is 0633 784543. Tot 'n volgende keer. Wees geseënd.